geloof en kracht. Kom nou terwijl ons hier wacht. Oh yes. In reinig elk gebeden daar. Doop ons met die kracht. Vandaag, halleluja. O Geest van geloof en kracht. Kom nou terwijl ons hier wacht. Halleluja. In reinig elk gebeden daar. Doop ons met die kracht. Halleluja. Vandaag. O Geest van geloof en kracht. Ja, kom nou terwijl ons hier wacht. In reinig elk gebeden daar. Doop ons, ja, Heer, met die kracht. Vandaag. O Geest van geloof en kracht. Kom nou terwijl ons hier wacht. Oh, bless Jesus. In reinig elk gebeden daar. Doop ons, ja, Heer, met die kracht. Vandaag. O Geest, taal en liefde, Heer. Kom nou terwijl ons hier wacht. Heilige Geest, taal neer met vuur. Doop ons soos op Pinksterdag. O Geest, taal en liefde, Heer. Kom nou terwijl ons hier wacht. O Heilige Geest, taal neer met vuur. O, vul ons, ja, vul ons soos op Pinksterdag. Soos op Pinksterdag. Halleluja. O Geest, taal en liefde. O, kom nou terwijl ons hier wacht. Halleluja. O Heilige Geest.
Oh, kom nou, verby ons. Halleluja, Rabbi. Oh, Heilige Geest, taal neer met vuur. Doop ons soos op daar Christus op Snedag, halleluja. O Geest, der Rabashanda, Geest van God, halleluja, Heer. Kom nou verby ons Heerman. Heilige Geest, taal neer met vuur. Halleluja. Doop ons soos op een Snedag. Halleluja. Ramakashanda, Ramaki. O Geest, halleluja, o Geest van God, halleluja. En liefde Heer, Kurabasha. Kom nou verby ons liefde. O Heilige Geest, ja, al neer met vuur. Doop ons soos op een Come, Holy Spirit, we need thee. Come, sweet Spirit, we come in thy strength and thy power. Let it breathe on me. Let it breathe. Oh, hallelujah. Let the Spirit of God now breathe on me. Oh, let it breathe. Oh,
Spirit of God, now breathe on me. Oh, let it breathe on me. Let it breathe. Oh, let the Spirit, oh, let the Spirit of God now breathe on me. Oh, let it breathe on me. Oh, let it breathe. Oh, let the Spirit of God now breathe on me. Let it breathe on me. Let it breathe. Let the Spirit of God now breathe. Oh, hallelujah, the Holy Spirit. Hallelujah, let it breathe on me. Hallelujah. The Holy Spirit is in this place. Oh, reach out and touch him while you can. From the high mountain to the deep valley, the Holy Spirit is in your place. The Holy Spirit is in your place. Oh, reach out and touch him while you can. From the high mountain to the deep valley, the Holy Spirit is in your place. The Holy Spirit is in your place. Oh, reach out, touch him while you can. From the high mountain to the deep valley, the Holy Spirit is in your place. The Holy Spirit is in your place. Reach out and touch him while you can. From the high mountain to the deep valley, the Holy Spirit is in your place. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise die naam van die Here, hallelujah. Oh, Vader, ons dank U dat ons na U toe kan kom in die mooie naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Vader, dank U dat U die goeie gewer is van die Heilige Gees. Want U het die Heilige Gees aan U Seun gegee. Dankie Here Jesus dat U is die doper
van die Heilige Gees. Dankie Here, daar was 'n dag gewees wat aan Johannes die Doper gesê is. Hy op wie die Heilige Gees neerdaal en op hom bly. Hy is die Doper met die Heilige Gees. En dankie Here dat die Heilige Gees, wie gedoop is met die Heilige Gees, het op u gebly. En u dit sonder mate ontvang. Sodat ons die gawe van die Heilige Gees uit u hand kan ontvang. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat u gereed staan vir elkeen wat gedoop word met die Heilige Gees. Halleluja, om hulle wel te doop met die Heilige Gees en met vuur en met krag en met heerlikheid. Die spreuke van die Heilige Gees taal. O Here, daar is so baie inligting oor die Heilige Gees vandag. En Here, al hierdie inligting verhinder dat baie mense gedoop word met die Heilige Gees. Daarom bid ons in hierdie aand vir groot genade. Here, laat ons nie met ons eie idees, met ons eie inligting. Ja, Here, met ons eie sien, wag op die doping van die Heilige Gees. Here, maar laat elkeen oorgegee sal word met hierdie woorde. Doen slegs u wil, Here. Doen dit met my, die doping met die Heilige Gees, dis u wil. Doen met my net soos wat u goed. Doop my met die Heilige Gees en vuur. Halleluja. Oh, halleluja. En Here, die wat al reeds gedoop met die Heilige Gees, dis waar wat ons gesing het. O Gees, daal in liefde neer. Kom nou terwyl ons wag. O Heilige Gees, daal neer met vuur en doop ons soos op Pinksterdag. En Here, dit is wat kinders van God nodig het, wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees. Om gevul te word met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. A new touch of fire in our souls. O Here, as ons nie van dag tot dag vernuwe word deur die Heilige Gees, dan verouder ons. Daarom vra ons elke keer, soos die ou koortjie sê, send a new touch of fire in my soul. Here, dit maak nie saak hoeveel jare ek dien nie. Dis elke dag 'n nuwe aanraking van die vuur van die Heilige Gees wat nodig is in elkeen se lewe. En Here, dit is nie iets wat U miskien vir ons sal doen nie. O nee. U sal dit elke dag doen. Here, dit is ons wat verstrik geraak het in menslike opinies oor die Heilige Gees. Oor die werkinge van die Heilige Gees. Terwyl dat ons weet dat die Heilige Gees is soos 'n warrelwind. Hy kom en hy gaan en hy waai waar hy wil en hy vra vir niemand iets. Geen genade, Here, soos wat ons gesing het. Let it breathe on me, laat het waai oor my. O Gees van God, wanneer U so waai, waai ook oor my.
waai oor elkeen. O Here, hoor die geroep. Ons ken nie die rigting nie. Here, ons weet nie waarvan hy kom nie, ons weet nie waarheen hy gaan nie. Maar hy is altyd daar. Soos ons geroep het. O Heilige Gees, daal neer met vuur en vul ons, soos op Pinksterdag. U is 'n wondergod, wat hierdie gawe aan ons as mens gegee het. Gawe van die Heilige Gees. As ons bekeer het en laat doop het, dan is die gawe ons, Here. Ongetwyfeld. Gee dit genade, Here, dat ons niks sal word, sodat die Heilige Gees ons hele lewe in beheer sal neem. Want hy weet wat gedoen moet word en hoe alles werk. Baie, baie dankie dat ons weet, die Heilige Gees is nog steeds hier, is nog inwonend in elke tent, kan wandel en handel en lewe in hierdie tent. Halleluja. Dankie, o Gees van God, dat ons U as 'n inwonende persoon ontvang. Gee ons genade, dat ons nie U sal skrik maak, sodat U wegbeweeg. Help ons, Here, om altyd U Gees sal herken in sy volheid, en laat ons sal luister wanneer hy ons leer en lei in die hele waarheid, wanneer die gawes deur ons werk. O Here, laat geen eer aan ons gegee sal word, maar al die eer aan U, want die woord sê die Heilige Gees sal U verheerlik. Here, wanneer die gawes werk, dan word U verheerlik. Dankie daarvoor, in die mooie naam van Jesus. Seën ons in hierdie aand, en ons prys U in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om so saam te wees. Groet U almal in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Ek is Pastor Flippie Gerber. Telefoonnommers 08287411705. En ek dank die Here dat ons elke Sondag aand kan afstaan vir die Heilige Gees en oor die Heilige Gees. Halleluja. Prys die Here. As 'n koortjie wat sê, friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. En ek dink dat dieselfde vriendskap wat ons met die Here Jesus het, moet ons hê met die Heilige Gees. Halleluja. Prys die Here. Daar's iets wat vir my baie naby aan die hart is. Sien so op Facebook, luister en dan hoor jy hoe mense, predikers, wat glo dat soos hulle die Gees van die Here uitlê en alles, dit is reg so. Soos ek gebid het, is dat
Die een van ons weet waarheen die Heilige Gees gaan. Prys die Here. Al is hy wonend in ons, en hy handel en wandel in ons, dan werk hy soos 'n warrelwind. Hy sê op een plek in die Ou Testament, hy sê dat die weë van die Here soos 'n warrelwind. Halleluja. Ons moet in die warrelwind beland om die weë van die Here te bewandel. Prys die Here. Waarom ek wil net die bekendste versies uit die woord van die Here vir u lees oor die Heilige Gees, en dit is in Johannes die 3de hoofstuk. Hy sê, ek gaan net hier van die 5de vers lees, hy sê, Jesus antwoord voorwaar, ek sê vir jou, dis nou vir Nicodemus, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. Wat uit die gees gebore is gees. Nou, dit wat uit die gees gebore is, Paulus beskryf het, hy sê, ons word dag vir dag vernuwe na die innerlike mens. Dis uit die gees gebore. Die innerlike mens. Ons sê, Paulus sê, wandel nie na die vlees nie, maar wandel na die gees. Die uiterlike mens wandel na die vlees. Die innerlike mens wandel na die gees. Want hierdie innerlike mens is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel, wat uit water en gees gebore is. Natuurlik ook deur die bloed gekom. Belangrikste. Hy sê hierso, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Weet wat sê die woord van die Here vir ons hier? Jy kan 'n Heilige Gees kind van God nooit bepaal nie, beperk nie, of reël of 'n rigting wil aangee nie. Daar is niks. Dit moet nou so wees, dit moet nou so wees. Ons praat van, God is nie 'n God van wanorde nie, maar van orde. Maar ek wil vandag vir iets sê. Sover het die Heilige Gees aangaan, soos wat hy dit hier skryf, ek wil dit weer lees. Hy sê, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat die Gees gebore is. Wanneer jy na hierdie wind kyk, die Heilige Gees, vir die mens is dit wanorde, maar vir God is dit orde. Ons het dit gesien. As die Here doop met die Heilige Gees, hy val neer. Hulle praat in taal, hulle sing in tale, op die top van hulle stemme. Ander wat al reeds gedoop so die Heilige Gees, hulle bid, hulle sing, hulle juig, klap die hande. Halleluja. As iemand moet inkom, sal hy waarlik sê dat hierdie mens is kranksinnig. En dit was gesê van die ou Pinkstermense. En tog hierdie wind, wat waai waar hy wil, is die orde van God. In die oppersaal, 'n rukwind kom in. Mense word gedoop in die Heilige Gees. Vir die mens wanorde, maar vir God is dit die orde. Halleluja. En daarom is dit vir my eintlik 'n hartseer storie om te hoor hoe mense praat oor die Heilige Gees.
het in hierdie week iets gehoor wat iemand sê, en hy sê toe hierdie woorde, dat die tale spreek, die taal van die Heilige Gees, is nie eintlik die teken dat jy gedoop is met die Heilige Gees. En toe kom hy met hierdie skrif na vore, en ek dink ons gaan dit saam lees, in Galasiërs. Halleluja. Kom ons gaan lees dit daar in Galasiërs. Dit is die 5de hoofstuk. Ja, Galasiërs 5. 22ste vers. Baie bekende een. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheers. Dus wat hy sê, die teken dat jy gedoop is met die Heilige Gees. Ek wil net dit sê. Dat die vrug van die Gees, Paulus sê dit, Johannes die Doper sê dit vir die Fariseërs, gaan dra die vrugte wat by die bekering pas. Onthou net een ding, dat die Heilige Gees oortuig my van sonde, geregtigheid en oordeel. En my gewete en die Heilige Gees getuig saam. Wat getuig hulle saam? Dat ek is verlore. Ek is 'n helverdiende sondaar. En daardie oortuiging van my gewete en die Heilige Gees, terwyl ek 'n sondaar is en ek luister na die woord van God, of ek ry met my kar en op die pad kom die Gees van God en hy wek my gewete op en hy riep my daar in my kar waar ek ry. Dit het al met baie mense gebeur. En weet jy wat gebeur? Die oomblik waar die Here my siel red, kom die vrug van die Gees in werking. Halleluja, ek het liefde ontvang. Ek het, soos hy hier sê, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, nog voordat ek gedoop is met die Heilige Gees. Die woord sê, jy sal die boom aan sy vrugte ken. Die vrugte is daar om die boom te ken. Die vrugte is nie daar dat dit 'n teken is jy's gedoop met die Heilige Gees nie. O nee. En ek sê vir die Here, ek sê my God, waarom staan die mense op teen die Heilige Gees taal? Waarom verwerp hulle dit? Here, dit is al wat ek ken. Dit was vir my die teken geweest toe hy my gedoop het met die Heilige Gees, toe ek begin spreek waar ek alleen was by die huis. 12 jaar oud. Toe ek begin spreek in die taal, in die heerlikheid van die Here. Toe weet ek, die Here het my gedoop met die Heilige Gees, sonder dat iemand dit vir my sê. Die Here, daar is baie wat hierdie getuienis dra. O, Here, dit is asof mense die taal van die Heilige Gees haat. En ek sê, Here, deel net met my oor iets, oor die taal van die Heilige Gees. En in hierdie middag toe,
praat die Here met my oor 'n ding. Sover die taal van die Heilige Gees aangaan. Ek wil net dit sê. As jy die vrug van die Gees het, dan is die gawe, die dooping met die Heilige Gees 100% makliker. Want dis in so 'n tempel wat vol is van die vrug van die Gees, waarin die Heilige Gees kan kom woon en wandel en kan handel en kan praat in sy taal. Oh, halleluja. Ek gaan Efesiërs 6 lees. Ek gaan nou vir u sê wat die Here vir my gesê het, maar ek wil net Efesiërs 6 lees. Paulus sê, hy praat eens oor die wapen en rusting, hier van die 18de vers af skryf hy die volgende. Hy sê, terwyl julle met alle gebede en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees. Oh, halleluja. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die Heilige Gees. Vir al die heiliges. Bid in die Gees. Halleluja. Hy sê, sodat ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Kom ons sê nou vandag vir iets. Paulus sê hier, bid in die Gees. Hy sê, ek sal in die verstand bid. In 1 Korintiërs 14, hy sê, maar ek sal in die Gees bid. En hy sê, bid in die Gees. Halleluja. Sodat 'n woord aan my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Hy sê hierdie woorde, waarvoor ek 'n gesant in kettinge is, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Maar hy vermaan eintlik die kinders van die Here, die heiliges, bid in die Gees. Die Here weet, as jy nie kan spreek in die taal van die Heilige Gees nie, hoe gaan jy in die Gees bid? Sodat die verborgenhede van hierdie evangelie geopenbaar kan word aan die mensdom. Oh, halleluja. 1 Korintiërs 14. Halleluja. Wat sê die woord? Die 4de vers. Is daarom interessant. As jy allerhande tale bid, die gawe van allerhande tale het, dan kan jy op enige plek in hierdie wêreld gaan dienste hou. En daar in die diens, jy kan miskien Engels praat, sit daar Portugese, sit daar allerhande tale. En terwyl jy spreek, en ek wil net dit sê, ek dink nie ons besef hoe die Heilige Gees gawe van tale werk. Jy praat nie van die taal van die Gees, jy praat van die Heilige Gees. Gawe van taal. Terwyl jy in Engels spreek, spreek die Heilige Gees deur jou in 'n taal wat daardie persoon verstaan, sonder dat jy in 'n taal praat. Die Heilige Gees kan deur jou in 'n taal spreek, van enige taal wat daar sit,
sonder dat jy in die taal praat. Ek onthou jare terug, en Robert Vleis, iemand daarvan, van Frans Hoek, vrou sy naam was Leslie. Sy was Engels, sy het die Afrikaans geken nie, sy het dit nie verstaan nie. En die mense het haar gebring na, terwyl ek daar tentdienste ook gehou het. Huisdiens. Maar dit was 'n huisdiens gewees, was sy broer en suster, huiseman, sy huis gewees, ek kan het nooit vergeet nie. In elk geval, toe bring ek die aan die woord van die Here. En ek sê, Here, hierdie vrou ken nie Engels nie. Afrikaans nie. En ek kan nie Engels praat nie. Veral nie preek nie. En die Here gee vir my die woord en ek bring die boodskap. En daai vrou, toe ek na die einde van die boodskap kom, toe begin sy hy. Toe praat die Here met haar. Terwyl ek Afrikaans praat. Toe praat die Heilige Gees deur my in Engels. En sy verstaan elke woord. En die Heer doen vir daardie vrou 'n baie groot wonderwerk. Ek wil net dit vir jou sê. Jy het nie nodig om 'n taal te ken nie. As ons net besef wie die Gees van God is wat werklik in ons woon. Almal hoor die boodskap in Afrikaans en sy hoor hom in Engels woord vir woord. Moenie aan die taal van die Heilige Gees vat. Luister. Dis God se werk. Dis die Heilige Gees in werking. Los dit. Laat dit gebeur in die dienste. Baie keer gewonder waarom Paulus sê, dank die Here, ek spreek meer in taal as julle almal, weet nie waarom sê hy dit. Want wanneer hy daar in sy binnekamer in die verborgenhede van God bid, verborgenhede met God, dan praat hy in hierdie Heilige Gees taal. Terwyl hy in hierdie Heilige Gees taal praat, dan openbaar die Here vir hom die verborgenhede van die koninkryk, want hy is in die verborgenheid, want hy spreek in hierdie taal, en dan spreek hy verborgenhede met God. Dis waarom Paulus verborgenhede van die Vader, verborgenhede van die Heilige Gees, verborgenhede van die Here Jesus gespreek het in die tyd wat hy op aarde was en vir die Here gewerk het. En sy briewe is dit geopenbaar oor die verborgenhede. En hy vermaan ons en hy sê, bid in die Gees. Oh, halleluja. As daar een ding is waarvoor jy moet bid, vir die Here moet vra, is Here, wanneer U my doop met die Heilige Gees en met vuur, ek wil in tale praat, in hierdie Heilige Gees taal. Breek my af, laat ek niks word, sodat die Gees van God oorneem, dag as ek gevul word met die Heilige Gees, laat ek in hierdie taal sal praat, maak nie saak wie wat sê. Kom in die Gees, en bid in die Gees. Paulus sê hierdie woord. Hy sê die 14de vers, hy sê, want as ek in 'n taal bid, 1 Korintiërs 14, dan bid my gees. Halleluja. Maar my verstand is onvrugbaar. Nou sê hy 15, hoe staan die saak dan?
Ek sal met die Gees bid. Hoe? In 'n taal. Halleluja. Verstaan dit asseblief net eenmaal. In 'n taal. Nie die gawe van tale nie, in 'n taal. Waar die taal van die Heilige Gees. My gees sal in hierdie taal bid, want die Heilige Gees is binnekant en dis sy taal. En wanneer my gees met die Heilige Gees ontmoet en verbind word binne in my, dan spreek my gees die taal van die Heilige Gees. En my verstand is onvrugbaar. Jy sê, maar ek sal ook met die verstand bid. En dit is so. Ons kan met die verstand ook bid. As ons 'n bid hier het, dan bid elkeen in die verstand. Maar as ons so in die verstand bid, hoeveel maal gesien by bid hier? Waar ons saam sing, waar ons saam bid. So al sing ons in die verstand en al bid ons in die verstand. Die volgende oomblik dan begin die gees van my gees oorneem. En die taal van die Heilige Gees word deur hom gespreek. En dan daal die Gees van die Here neer. Hy sê, ek sal met die Gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek wil dit lees wat Paulus hier so sê. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Woorde van stigting, ekskuus, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Want hy wat profeteer met die verstand. Deur die Gees, want die profesie werk deur die Gees, maar dis verstandbaar. Dit stig die gemeente. En wanneer word 'n gemeente gestig? Wanneer iemand profeteer, dit het ons ook belewe. Daar 'n profesie oor uitgekom het oor die gemeente, en het stig die gemeente, dan daal die Gees van die Here neer. Al is dit in die verstand, met 'n verstaanbare taal. Die profesie werk deur die Heilige Gees, en dan daal die Gees van die Here neer en die hele gemeente word gestig. Halleluja. En gebou. Prys die Here. Halleluja. Paulus sê, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in 'n taal spreek. Of hy moet dit uitlê, terwyl die gemeente stigting kan ontvang. Die oomblik wat 'n taal uitgelê word, is hy op dieselfde vlak as profesie. Want die uitleg van tale stig die gemeente. Die profesie stig die gemeente. En die uitleg van 'n taal stig ook die gemeente. So, wanneer aan 'n taal gepraat word, moet daar 'n uitleg wees. En as die uitleg kom, word die gemeente ook gestig. Dan is profesie en die uitleg van hierdie taal op dieselfde vlak. Dit stig die gemeente. Maar hy wat in 'n taal spreek, is daar nie 'n uitleg is nie. Halleluja. Stig homself. Dan sê hy die tweede vers, en hierdie vers is vir my baie mooi, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot die mens. O, halleluja. Die gawe van tale spreek tot die mens. Die Heilige Gees taal spreek nie tot die mens.
maar tot God. Hy sê, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees, waar die Gees, die Heilige Gees, spreek hy verborgenhede. O, halleluja. Sonder die taal van die Heilige Gees sal jy nooit die verborgenhede van God kan inbeweeg nie. Hoor die woord van die Here. Iemand vir jou sê, dis nie nodig, as jy gedoop word met die Heilige Gees, dis nie nodig om in 'n taal te spreek nie. Maak hom net stil, sê asseblief, los die taal van die Heilige Gees uit. Want as jy die taal nie wil hê nie, en jy verwerp hierdie taal, sal jy nooit 'n verborgenhede met God spreek. O, halleluja. Prys die Here. So kan ons aangaan. En hierdie middag toe sê die Here vir my hierdie woorde. Die Heilige Gees taal is die teken dat jy verborgenhede met God spreek. Daarom is die taal van die Heilige Gees die teken dat jy gedoop is met die Heilige Gees, vuur, krag en heerlikheid en die vrees van die Here, en jy spreek van die Heilige Gees taal. Ja, ek op 12 jaar in 'n taal spreek. Die Here het my siel gered op 11 jaar, toe ek 12 is. En die Here doop my met die Heilige Gees, ek spreek in daai taal, toe hoor ek die woorde van die prediker, onder wie se bediening ek tot bekering gekom het. En hy het oor die Heilige Gees gespreek. En hy het gespreek en gesê, as die Here jou doop met die Heilige Gees, sal jy 'n Heilige Gees, sal jy in 'n ander taal praat, 'n vreemde taal. Hy het nie gepraat oor die taal van die Heilige Gees nie. Die Here het agterna vir my gesê, dis 'n Heilige Gees taal, maar nou, jy sal spreek in 'n Heilige Gees taal. En ek sal nooit vergeet, jy, op daardie ouderdom, dan vat hy mense so aan die, hier aan die ken, dan sê, o Here, laat hierdie mond nou, hierdie taal spreek. Die volgende, dan bars die taal uit daardie persoon se mond. En die Here doop hulle kragtadig met die Heilige Gees. Op 12 jaar, toe ek in 'n taal spreek, toe is dit die teken vir my, dat die Here my gedoop het met die Heilige Gees. Halleluja. Die vrugte is nie 'n teken dat jy gedoop is met die Heilige Gees. Die vrugte is daar, sodat jy die boom aan sy vrugte kan ken. Soos ek al reeds gesê, as jy die vrug dra wat by die bekering pas, dan doop die Here jou met die Heilige Gees. En jy sal begin spreek in 'n Heilige Gees taal. Ek wil net vra, is jy begeerig om in verborgenhede met God te spreek? Ek wil dit vandag sê. Al ontvang ek geen gawe van die Heilige Gees. Ek het altyd gesê, Here, hierdie taal kan ek nooit verloor in my lewe. Want sonder hierdie taal sal ek nooit die verborgenhede met God kan spreek. En hoe sal die verborgenhede van die evangelie geopenbaar word? Mense dink die verborgenhede van God word aan hom geopenbaar omdat hy Bybelstudie doen. O nee, jou verstand is te vrugbaar. Lees die woord.
En wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees en die spreek in tale, wanneer jy in tale praat in verborgenheid met God, sal dit wat jy gelees het aan jou geopenbaar word. Dis wat Paulus ook sê, Efesiërs. Halleluja. Die woord sê, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will rise up a standard against it. En die standaard wat die Heilige Gees oprig teen die vyand, is die taal van die Gees. Van die vyand ken nie die taal nie, hy ken nie die verborgenhede wat jy met God spreek nie, hy verstaan niks, hy weet nie wat volgende gaan gebeur nie, en die volgende oomblik verwar die Here hierdie vyand wat soos 'n vloed kom. Want die Heilige Gees, taal, bring die verwarring onder. Halleluja, Vader. Elke ene wat twyfel daaraan, dat die taal die teken is dat hy gedoop is met die Heilige Gees, van hulle twyfel ontslae sal raak. En u sal begin glo, soos die skrif sê. Dit is deel van die gawe van die Heilige Gees, waarmee ons gedoop word. Here, jy kan in 'n vergadering instap, waar daar 1000 mense is. Die oomblik wanneer iemand in 'n taal begin praat, Here, dan erken ons die Gees van God. O Rabboni, o Rabboni, halleluja. 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 Dankie, Here Jesus. Daarom bid ons in hierdie aand. Al die kennis en al die idees, al die teorieë oor die Heilige Gees een kan doen. Veral oor die taal. Die taal van die Gees een kan doen. Maar die Here, die dag as hy in 'n taal praat, wanneer hy hom doop met die Heilige Gees, dan sal dit wat hy geleer het, gestudeer, lewendig raak. En die verborgenhede van God en van hierdie evangelie sal aan hom en haar geopenbaar word. Here, dis waarom daar geen verborgenhede vandag is. Die taal van die Heilige Gees is stilgemaak in die kerk en veral in die Pinksterkerk. Rabba Shabba Rabba. Rabba Yenda Rabba Kasita Rabba Rabba. Forgive me, Lord, and try me one more time. Sy sê, o Here, ek het geluister na wat ander mense sê. En ek het dit so begin glo. Sê, vanaf die Here, vergewe my. Though I have fallen, though I have sinned, let me rise and try again.
Forgive me, Lord. En draai die O Gees van God. Try me one more time. Forgive me, Lord. Oh, hallelujah. I'll be yours, dear Lord, and you'll be mine. Though I have fallen, though I have sinned, let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try me one more time. Onthou net, ongeloof is ook sonde. Halleluja. En as jy nie glo die taal van die Heilige Gees nie, dan het jy geval in ongehoorsaamheid. I'll be yours, dear Lord, and you'll be mine. Though I have fallen, though I have sinned, let me rise, oh Lord, and try again. Forgive me, Lord, and right one more time. Yes, forgive me, Lord, and right one more time. I'll be yours, dear Lord, and you'll be mine. Though I have fallen, though I have sinned, let me rise and try again. Forgive me, Lord, hallelujah, and try me one. O Gees, taal en liefde, kom nou, terwyl ons hier wag. In 'n reinig elke dag, doop ons met die krag vandag. O Gees, taal en liefde hier, kom nou, terwyl ons hier wag. O Heilige Gees, daal neer met vuur. Doop ons soos opkom, soos op Pinksterdag. Halleluja, 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 halleluja. Pentecost is real, no matter what they say. Pentecost is real, hallelujah. I love this narrow way. Pentecost is real, by the Spirit see. Oh, hallelujah, praise the Lord. I know it's real. Yes, Pentecost is real, no matter what they say. Oh, Pentecost is real. I love this narrow way. Pentecost is real, by the Spirit see. Hallelujah, praise the Lord. I know, oh Lord,
because he's real. By the Spirit's here. Hallelujah. Praise the Lord. I know it's real. Oh, Here, dit is 'n werklikheid. Die Heilige Gees open met die sprekende taal. Is 'n werklikheid. Halleluja. Halleluja, halleluja. Prys die groot naam van die Here. Halleluja. Halleluja. Dankie Here Jesus vir die Gees wat beweeg in elke lewe. In die wonderlike naam in ons prys. Wat dankie sê vir elkeen. Is heerlik om so saam met ander te deel en die Gees van die Here te gewaar. Want dit stig ons. Dit bou ons. En ons gebed is dat die Here u almal ryklik sal seën tot verheerliking van sy groot en heilige naam. En ons weet dat die Here dit. En ons dank hom daarvoor en ons vra alles in die naam van Jesus. En ons weet hy sal dit vir ons doen. Soos wat die skrif dit sê. Here, ons dank u daarvoor. Amen en amen.